Afrikaans vier sy 100ste bestaanjaar as amptelike taal. Die woord waarvoor ik wil geluk sê is Tsomi. Die woord waarvoor ek wil geluk sê is Dingese. Baldadig. Dis nie teenstaande. Boefkardies. Goeies. Tuiskompleks. Salig. Mooi loop. Ekskuus. Kattebak. Dankie. Ja, vatter. Kriemvarkie. Ik is baie dankbaar voor meestal van mijn Tsomis wat ik eet. Maar mijn eerste Tsomi zal altijd met Tsomi wees en dat is mijn hond. Ons las Lapitaal verjaar en jy is genooi. Besoek afrikaans100.org vir feesinligting. Ja, beslis 'n taal van vele kleure en geure en mense. Dit is so wonderlik, soveel diversiteit. By my is die nasionale koördineerder van Afrikaans 100, Giep van Sail. Baie welkom weer hierso. Giep, net vinnig die belangrikheid van 'n fees soos Afrikaans 100 en vir jou. Ja, baie mense het al vir ons gevra nou hoekom moet 'n mens nou fees vier? Jy weet die taal is eintlik 400 jaar oud. As jy nou so daarna kyk en ons datum is maar iets wat mense aan kan vashou. Jy weet die 8de Mei 1925 toe die taal 'n amptelike taal geword het. So nee, ek dink ons het iets om te vier. Ons het so ver gekom. Dis een van die jongste ontwikkelde tale in die wêreld. En as jy net kyk die afgelope 100 jaar, jy weet Afrikaans het 'n regstaal geword, 'n wetenskapstaal. As jy kyk na ons literêre prestasies, die musiek en so kan jy aangaan. So ek dink ons het iets om te vier. Ons is nie teen enige ander taal of enigiets van die aard nie. Dit is net vir ons wonderlik om iets in Afrikaans te kan doen. En ek dink die lekker ding is, jy weet as mense dit skryf en dit wat julle nou daar aflees in julle papegaailense, is nou maar soort van die standaard of die algemene Afrikaans, maar dis wanneer mense die taal begin praat, wanneer mense die wonder van die taal eintlik ontdek. Jy weet hoeveel variëteite wat daar is. Dis eintlik 'n baie goeie brug na die volgende vraag. Jy weet, en dit voel vir my soos 'n sprekersfees. Dit behoort nie aan enige groepering of aan enige, jy weet, kultuurgroep nie. Dit is regtig almal wat vir Afrikaans lief is en wat Afrikaans praat, op watter manier ook al, is welkom om deel te neem. Jy het dit nou presies gesê wat ek ook wou sê, maar dit is presies wat ons doel was van die begin af. Kyk, ons hele veldtog staan basies op 3 bene en dit is dit wat gebeur het voor 1925 en dan praat ons van hier laat 1500s toe die Portugese en die Hollandse vaarders met die inheemse mense moes begin kommunikeer. So daar die wortels geplant. So ons eerste fase was tot en met 1925, daar was geweldige klomp projekte wat daaroor gegaan het en dan die afgelope 100 jaar, hoe ver het ons gekom, wat het ons gedoen en dan wat gebeur nou van hier af vorentoe? Want die taal gaan nie nou net stop nie. Dalk hou dit nog vir 200 of vir 300 jaar aan. So ek dink daai is die belangrike goed en dan die ander belangrike ding vir ons was van die begin af is dat almal wat die taal praat moet 'n kans kry om sy of haar sê te sê en hierdie kans gekry en het ons die kans gegee om dit te doen en dit is soos ek nou genoem het, dis waar die wonder vandaan kom. Wanneer die sprekers na vore kom. So die stories van Afrikaans, van sy sprekers moet vertel word. Nou, Ernst Grindling was so 'n rukkie gelede hier en hy het ietsie vir ons daaroor vertel. Kan jy nou 'n bietjie meer van die aap uit die mou laat? Dit word later op kyk net uitgesaai, nê? Ja, ek is saam met Ernst betrokke by 'n dokumentêr oor die geskiedenis van Afrikaans. Dit het ook 'n lang aanloop sedert 2019. Het ons voorstelle gemaak daaroor en 'n ding begin ontwikkel, maar toe COVID ons bietjie gestop en so einde 2022 het ons weer die ding aan die gang gekry. En ons het toe gaan gesels met Prof Wannie Karstens, die taalakademikus en Prof Hein Willemse, al twee gerekende taalakademici oor hoe ons die ding kan aanpak. En 'n lang storie kort te maak, uiteindelik het ons gekom by 'n dokumentêre reeks van 8 episodes wat die 27ste April op kyk net begin. So dit val nou baie lekker saam met ons Afrikaans 100 veldtog en dit gaan juis oor daai begingeskiedenis. En daar's baie wat gebeur het wat ons nooit geleer het noodwendig op skool nie en wat nog nooit eintlik gewys is nie en ek dink dis vir ons die belangrike ding van die reeks is om daai totale stories van Afrikaans en dis hoekom ons dit ook stories van Afrikaans noem. Dis nie net een storie nie. Dit is almal se stories, almal wat iewers ter erns iets te doen gehad het met die ontwikkeling. Baie dankie dat julle met hierdie inisiatief begin het en ons sien vreeslik uit daarna.
Nou mense sê soms maklik dat iemand nie bekendstelling nodig het nie, maar wanneer jy te doen het met 'n mens wat ikoniese status het in die Afrikaanse musiekbedryf, mediabedryf, dis regtig waar. Vanoggend Connie de Villiers, is jy, wat 'n groot oomblik is dit nie vir my om met mense is oud. Nee, kyk, dit is vir Leon, dit is die bron van alle vreugde in sy lewe dat hy langs jou kan sit vanoggend. Hy is 'n goeie vriend, en kan musiek maak. Connie, jou betrokkenheid by Afrikaans 100, hoekom was dit vir jou so belangrik om deel te wees hiervan? Dis vir my 'n baie groot voorreg. Dis nie vir my belangrik nie, dis net 'n ongelooflike groot voorreg. Afrikaans is my taal. Ek dink regtig dis die mooiste taal in die wêreld. Ek sing daarin, ek skryf daarin, ek bid daarin, ek vertel grappe daarin. Ek leef daarin. So vloek jy ook soms daarin? Ja, en geen taal in die wêreld vloek soos Afrikaans nie, maar dis 'n gesinsprogram hierdie, so ons laat dit net daar. So dis my baie groot voorreg om betrokke te wees. Toe hulle my genader het en ook die ander kunstenaars, ek weet dit geld hulle ook, hulle is nie vandag hier nie, maar dis 'n wonderlike span, is my 'n groot eer om dit te kan doen, en ons gaan ons bes doen vir Afrikaans, jy weet, en vir gehore, dit moet ook, dis ook 'n vermaaktaal, ek dink mense moet dit onthou. Vertel vir ons van, jy het nou verwys na van die kunstenaars, maar vertel vir ons van hierdie uit die mond konsert wat gehou gaan word. Dis 'n wonderlike konsert, die musiekregisseur is Melissa van der Spy. Ek wil nou in die kunstenaars eers dink. En dis vriende en 'n lekker span musikante saam. Dis ek en my lewenslange musiek en skryfmaat Amanda Strydom, en dan Fraser Berry en Lynell Kennett en Emo Adams en Marion Holm. So dis 'n lekker span by mekaar. En ons begin binnekort met die repetisies en dan in Mei maand spring die konserte weg. Maar net so 'n idee van wat gehore kan verwag. Wat is die stories wat hulle gaan hoor, die klanke? Ons ken nou die kunstenaar, so mense het so 'n idee, maar weet wat is die emosies wat ek dink die emosie is een van warmte en terwillendheid teenoor Afrikaans. En dit is die kern daarvan is Afrikaans. En almal doen 'n bietjie van alles. So daar's bietjie Guma en daar's bietjie Namakolandse Afrikaans en daar's doef en daar's rock en daar's 'n bietjie van alles in. So dis op die gesin gemik, bring almal, en ons weet nog self nie hoe die hele ding gaan bymekaar sit nie, maar die stukke wat ek gesien en gehoor het is fantasties. Dis seker deel van die opwinding, nee, want jy weet jy bou hier aan iets. Jy weet nog nie heeltemal hoe dit gaan lyk nie, maar jy weet dit gaan mense raak. Alle groot produksies is so. Jy weet daar's die regisseur het die uiteindelike sê en weet hoe dit gaan lyk, maar vir ons dit is net lekker om te kom. En as jy werk saam met vriende en jy maak musiek wat tog so groot voorreg is. Kun jy as ons kyk in die wêreld, voel dit asof daar net so verdeeldheid is. Wat is die belang van 'n fees soos hierdie? Ek dink is geweldig belangrik. Die ou Persiese digter Rumi het 'n ding gesê, en ek gaan hom nou luk raak in Engels aanhaal en heeltemal dit verkeerd doen. Hy het gesê, outside the walls of the city, there is a place of no wrongdoing and no right doing. I will meet you there. En ek dink dit is, die konserte is vir my so 'n plek waar daar geen oordeel is nie. Daar's net vreugde en mekaar ontmoet, en ek dink dit geld ook vir die taal, veral op die plek waar ons nou is in Suid-Afrika. Ons praat dit almal, ons is almal lief daarvoor. Die een ou praat hierdie Afrikaans, die ander ou praat daai Afrikaans, maar in wese praat ons met mekaar Afrikaans, en ek dink ons probeer vir mekaar mooi goed sê in Afrikaans. Dis vir my lekker. Nou ja, ons sal jou en julle daar ontmoet, saam met al ons kykers. Liefde vir Afrikaans. Ek het jou lief, soos ek my lief het, sonder masker, sonder skyn. Soos die nag die sterre het, soos water die woestyn. So neem jy my altyd dieper in, selfs in my slaap bly jy vir my, oor my lippe, oor my tong, in my hart binnekamer, altyd jy. Ek het jou lief, soos ek my lief het, sonder masker, sonder skyn. My spieelbeeld, my tweeling. Taal waarin ek skryf, waarin ek werk, ek bid, ek sin. Ek het jou lief, soos ek myself lief het, sonder masker, sonder skyn.
Dit laat 'n mens sprakeloos. Baie dankie altyd. Dit was regtig beeldskoon. Baie dankie. Ek dink ons behoort vir hande klap te gee. Al is dit net ek en jy en julle daar by die huis. Ons het die adjunk nasionale koördineerder van Afrikaans 100 nou hier by ons op die bank, Renay Arendse. Renay, soos ons nou na daardie gedig geluister het, jy het ook 'n storie met Afrikaans en ek het al gelees jy praat van jou grootwordjare in distrik 6 en hoe jy saam met jou pa gestap het op die Klipstrate. Hoe het dit jou storie, jou liefdesverhouding met Afrikaans gevorm? Weet jy, as ek daar begin by distrik 6, nee, vat jy my nou ver terug op 'n baie sentimentele storie. My pa was die Afrikaanse onderwyser vir die skool daar. En my eerste gedig was op die parade van Adam Small. Ja. So dit was vir my, toe ek nou beland in hierdie projek, sê ek vir myself, papa, ons bring vir Afrikaans huis toe. Want ons bring vir Afrikaans terug na sy wortels toe. Die kom vandaan van Afrikaans is deel van wie ek is. En as jy nou terugdink aan daardie tyd, ook is daar 'n Afrikaanse woord wat jou anker in daai gevoel, in daai herinneringe? Want ek weet wat dit vir my is, nee, as ek terugdink aan my storie met Afrikaans. Ekskuus om jou nou te onderbreek, is dit die woord poplap, want dit is wat my pa my genoem het, poplap. En vir jou? Weet jy, my gunsteling woord is eintlik ponantjies. Ponantjies, maar as ek aan my pa dink, dan dink ek aan kom vandaan. Kom vandaan. Dit is dit. Hoe belangrik is dit vir jou, Renay, om met daai geskiedenis wat jy eintlik in jou saamdra, dan deel te wees van hierdie projek? Ek dink hierdie projek is iets wat ons nooit weer gaan beleef nie, né? Dit gaan een keer gebeur in ons generasie se leeftyd. So ek sê vir myself en dan sê vir ons span, kom ons gaan groot. Want ons wil 'n narratief, ons wil 'n verskywing bring in die geskiedenis van ons taal, want ons wil wys na die eeufeesjaar, hierdie taal van ons is die som totaal van al sy variëteite. Nou dat jy praat oor variëteite, dink jy ons het genoeg van 'n waardering al opgebou vir al die variëteite van Afrikaans, vir al die mense, al die spreekvorme, al die tongvalle, of is ons nog 'n bietjie bevooroordeeld? Ek dink ons staan nog, ek het net vanoggend daaraan gedink, daar's baie organisasies en mense, inisiatiewe wat brûe gebou het in ons taal, wat ongelooflik, ons is op 'n baie goeie plek. Maar nou moet ek en jy daai brug nou oorsteek. Ja. Want baie van ons staan nog aan die een kant van die brug en sê, ons is nog